Om die drie-enige God te verstaan is nie moontlik nie. Tog het God hom genoegsaam aan ons bekend gemaak. Ons sal hom nooit ten volle verstaan nie. Hy doen dit deur gebruik te maak van beelde wat ons as mense verstaan, of deur homself te openbaar op menslike maniere. Ons verstaan iets van wie God die Vader is. Ons verstaan baie van Jesus omdat hy 'n mens geword het. Dit bly egter die moeilikste om te verstaan wie die Heilige Gees is. Ons het reeds daarop gewys dat die Gees in die Bybel met vuur verbind word. Hy word egter ook met wind vergelyk. Dit gebeur wanneer Jesus die wedergeboorte aan Nikodemus verduidelik. Ons lees uit Johannes 3 vers 5. Jesus sê toe vir Nikodemus: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Maar moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Daar is iets onverstaanbaars, misterieus aan die persoon en die werk van die Heilige Gees. Dit is soos wind. Wind kom van nêrens af nie. Dit gaan ook nie ergens heen nie. En tog is dit daar. Jy kan die rigting waaruit dit waai aandui, maar jy kan nie sê waar die wind begin het en waar dit eindig nie. Wind is nie sigbaar nie. Tog kan jy weet of die wind waai. Jy kan maar net na die blare van die naaste boom kyk, selfs al is jy in 'n huis toegesluit. Jy kan ook hoor wanneer die wind deur die blare suis of om die hoek van die huis. Jy weet, die wind is daar. Al kan jy dit nie sien nie, kan jy die gevolge van die wind sien. So werk die Heilige Gees. Op grond van wat hy in mense se lewens doen, kan ons weet dat hy daar is. Die eerste blare wat roer as die Heilige Gees se wind van wedergeboorte in 'n mens werk, is dat so 'n mens begin glo. Daar staan in 2 Korintiërs 4 vers 13, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde Gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons kan dit ook omkeer. Besit jy die Heilige Gees van God? Is jy wedergebore? Ja, wanneer jy glo dat God jou Vader is deur Jesus Christus, dan besef jy dat die Heilige Gees in jou is. En omdat ons kinders is, sê die Here, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Verder kan die blare wat roer as die Heilige Gees soos wind deur iemand werk, gesien word in die vrug van die Gees, wat sigbaar word in iemand se lewe. Wanneer 'n gewone mens teen sy natuurlike aard begin om lief te hê, om vreugde en vrede te beleef, is dit duidelik dat die Heilige Gees in daardie persoon werk. So is dit ook duidelik wanneer daardie mens geduldig, vriendelik, goedhartig, getrou, nederig en selfbeheerst optree. Die blare wat roer as die Heilige Gees soos 'n wind in en deur iemand werk, kan ook gesien word in die gawes van die Gees. Wanneer 'n gewone, selfsugtige mens sy lewe en tyd begin opoffer om homself in diens van ander te stel tot eer van die Here, dan kan jy maar weet dat die Gees van die Here in hom werk. Onverwags, soms in 'n ligte briesie, soms soos 'n stormwind. Lewensveranderlik werk die Heilige Gees soos die wind in ons lewens. Geesvervulde mense is mense wat hulle laat rondwaai.
nie deur elke vorm van dwaalleer nie, maar deur die lewende en dinamiese krag van die Heilige Gees. Goeienaand.